Amen, dankie Vader. Ons prys U, ons loof U naam. Sessie, dankie dat ons op die troon van genade is en ons wil self neerlê, gees, siel en liggaam. En ons bid Heilige Gees dat U ons alleen gaan lei vanoggend. Ons pleit die bloed van Yeshua oor ons. Dankie vir U genade. Ons bid vir kennis, wysheid en insig en dat ons onsself neerlê, liggaam, siel en gees. En dat U alleen deur ons praat. Heilige Gees, maak ons hart oop dat ons ontvanklik is vir die woord. En ons prys die naam van Jesus. Halleluja. Amen. Amen. Onthou, verlede week het ons ingegaan in die title deed, Redemption and Salvation. Onthou julle? Alright. So, in dit wil ek gou vir julle iets lees. In Job, wat baie teenstrydig is, die twee, dit gaan oor the love of money, of dit gaan oor wealth, en dit gaan oor wat in die wêreld gebeur, en al die goed, so, dat ek net hier by Job uitkom. Kom ons begin, ek wil net 2 dele lees, Job 22, eers in 20, ek het nou dag te lees, ek het vir Barend. Kom ons lees van vers 12 af. Julle gaan kyk daar op die skerm as julle wil. Van vers? 22 vers 12 af. Jy weet, daar is soveel diepte in hierdie boek, nee. En dis een van die mees onderskatte dele in die woord, is die boek van Job, vir alles jy hom gaan ooptrek. Ok, daar is op die skerm, ons kan die regterkant is die Amplified, kom ons lees die Amplified, nee. Though evil and wickedness are sweet in his mouth, and he hides it under his tongue, though he desires it and he will not let it go, but holds it in his mouth, yet his food turns to poison in his stomach, yet its venom of vipers within him. Dis die evil kant wat ek lees in vers 20. He swallows his ill-got riches, but then vomit it up. God will drive them out of his belly. He will suck the poison out of vipers. Hierdie is baie betrekking op die laaste dae in al hierdie globalists en alles wat jy doen. Dis wat God sê, dis wat ek met al hierdie mense gaan doen, wat so evil en evil doers was en wicked is, en geld gebruik as 'n mag teen mense. Hy sê, he sucks the poison of vipers, which his ill-gotten wealth contains. The viper's tongue slays him. He do not look at the rivers, the flowing streams of honey and butter, to enjoy his wealth. He gives back what he has labored for and he attained, and he cannot swallow it. As the riches of his labor, he cannot even enjoy them. For he has oppressed and neglected the poor. He has violently taken away houses which he did not build, because he knew no quietness or no calm within him. He does not retain anything he desires. There is nothing left of what he devoured. Therefore his prosperity does not endure. In the fullness of his great abundance, he will be in trouble. The hand of everyone who suffers will come against him. He is miserable on every side. When he fills his belly, God will send his fierce anger on him and will rain it upon him while he is eating. He may flee from the iron weapon,
but the bow of bronze will pierce through him. The arrow is drawn forth and it comes out of his back, after passing through his body. Yes, the glittering point comes out of his goal, terrors march upon it. Complete darkness, fortune is held in reserve for his treasures. And a faint fire will devour him. It will consume the survivor in his tent. The heavens will reveal his wickedness and guilt, and the earth will rise up against him. The produce and increase of his house will depart. His possessions will be dragged away in the day of God's wrath. This is the wicked man's portion from God, and the heritage decreed and appointed to him by God. So ek dink as jy hierdie woord so 1 of 2 of 3 keer lees, dan besef jy hoe harde woord is. Dit is eintlik daai deel in Revelation 18 loop eintlik parallel met hierdie wat praat van Mystery Babylon, the woman that's riding the beast, en dat hoe sy in al haar in die wêreld en almal in haar wealth en haar riches gaan verswelg word deur God se toorn, ja. So hierdie is die een kant van dit, en dan dit is hoekom ek sê, jy lees hierdie en dan besef jy maar eintlik hoe diep is hierdie van Job, en dan kom ons by Job 22 en vanoggend toe kry ons hierdie, Barend het hierdie, ek het hierdie eerste een, het die Heilige Gees net op my hart gelê, vanoggend toe ons daar is, toe sê Barend, kom ons kyk van vers 23, Job 22, vers 23 af, dan sê hy, dis die belofte vir ons, if you return to the Almighty, and submit humble yourself before Him, you will be built up and restored. If you remove unrighteousness far from your tents, and place your gold in the dust, and the gold of Ophir among the stones of the brooks, consider it of little value, and make the Almighty your gold, and your precious silver. Then you will have the delight in the Almighty, and you will lift up your face to God. You will pray to Him, and He will hear you, and you will pay your vows, and you will also decide and decree a thing, and it will be established for you. And the light of God's favor will shine upon your ways. When you are cast down and humbled, you will speak with confidence, and the humble person He will lift up and save. He will even rescue one who is not innocent, and he will be rescued through the cleanness of your hands. So ek sien, Kobus, ek sien daai projek en dit wat jy mee besig is, sien ek in hierdie in. Amen. Dit is daai wat baie gold from him and silver from him. Dis waar die Here van sy geloof praat. Want hy sê in 1 Petrus 1 vers 7 dat jou geloof is vir jou meer werd as goud. Ja. Refined in fire. So do not buy with your gold. Sit weg jou goede en wag vir my. Ja. En die goede gebeur. Want hy is die God of the impossible. En dit is baie wow, André, dankie. So hierdie is, gaan mediteer op daai twee dele. Die een is 100% Ja. teenstrydig met die ander een. Ja. But there's a big difference between the King James, Ja. Job 22:25, and the New King James Ja. 22:25. Because what I read there and what I read in the King James it's almost not the same thing. Okay, Job 22:25. Because that sprung out for me Okay, kom ons kyk wat sê hy. Version. in this version, but I read it in King James and it doesn't. It's not. Okay, King James 25 is telling us, you, the Almighty, shall be your defense.
thou shall have plenty of silver. Is dit van wanneer? Yeah, but Alright. if you say that same verse Ja. in In the- Amplified or yeah. something, it's something totally different. The New Living said, the Almighty Himself will be your treasure. He will be your precious silver. Kyk hoe mooi stel hy dit. Ek het hierdie in die New Living gaan lees en kyk hoe ek gaan nog vir julle lees en hoor julle hoe mooi vloei hy eintlik. Hy begin so om te sê, if you return to the Almighty, you will be restored. So clean up your life. If you give up your lust for money and throw your precious gold in the river, the Almighty Himself will be your treasure. He will be your precious silver. Then you will take delight in the Almighty and look up to God. You will pray to Him and He will hear you and He will fulfill your vows to Him. You will succeed in whatever you choose to do, and light will shine on the road ahead of you. If people are in trouble and you say, help them, God will save them. Even sinners will be rescued. They will be rescued because of your hands are pure. Daar kom een skrif te lei vir my wat hierdie hele ding summarize is Hebrews 12 verse 2. Looking unto Jesus, the author and the finisher of your faith. Ja. Ja. En hierdie bring dit eintlik heeltemal uit. Hierdie sê, elaborate. ja, maar as ons hierdie lees, dan sê hy, as jy al jou geloof en al jou vertroue insit, dan gaan hy jou paai gelyk maak. Selfs mense wat ongelowig is, gaan deur jou hande tot bekering kom. Ja. So ek dink aan, baie keer is daar 'n familie, of as mense naby jou, almal het iemand wat stubborn is en wat nie wil kom nie. En al wat ons moet doen, we have to give them over to Him. Amen. Kom ons gaan terug na verlede week. Ek dink ek wil dit net weer herhaal, omdat dit so belangrik is, en ek gaan uitbrei daarop. Nee, En dit ek, is eintlik laas week het ek presies hierdie skrif gehanteer met my mense hier. is dit? Ja, presies. Ja. Job 22, presies. Ons het gesit Ja. praat oor dit, presies oor dit. Job is baie groot. Don't share your notes. Okay? You mustn't share your notes with. I'll take note. Ja, Okay, voor ek iets sê, ek wil gou iets anders met julle deel. Ek het nou met Dieter gedeel. En ons het daarin begin bid en ek ervaar daar's 'n shift in dit. Nou, dit gaan oor die volgende. Dit gaan oor blood money. Nou, dit klink snaaks. Francis Miles het die revelation gekry en ek begin dit luister. En terwyl hy dit luister, kom ons gaan net, ek wil net vir julle twee plekke lees. Genesis 4 verse 1. Ja, Francis Miles het hierdie revelation, hy is van Afrika, hy is 'n Amerikaner, maar hy was by Ariel Gate gewees. En hy gaan nou, hy het onder 'n ander naam gehardloop, en toe word hy Francis Miles. So, maar in dit, het hy baie revelation oor baie goed, en baie keer dan bid ons en ons hoor en ervaar iets en sê ons, maar hy het dit ook al ontvang, of hy het dit ontvang. So in dit praat hy oor die volgende. Hy praat van Kain, en ek wil net die deel kry en van in Abel. Alright. Genesis 4 vers 10 praat die volgende. Dat Kain, weet ons, het sy broer Abel doodgeslaan. Voor die wet. Ja. Daar was, die law was altyd daar, was in hulle harte geskryf. Baie interessant. Want 'n ou word in consciousness gebore. Tussen reg en verkeerd. Alright, so hy sê in Genesis 14, and he said, what has you done? The voice of your brother's blood cried unto me from the ground.
Vader God sê vir hom. En baie keer dan hoor jy net the blood is crying from the ground. Maar ek kan nog baie keer vergeet jy eintlik dat in Hebreërs 12:24 praat hy van die volgende. In 2, 3, 4. And Jesus is the mediator of the new covenant, and to the blood of sprinkling that speaketh better things that of Abel. So, wat ons moet verstaan, daar's en terwyl hy dit sê, begin hy praat oor blood money, bloedgeld. En terwyl hy oor Abel begin praat, dis al wat jy lees van Abel in die skrif, is in Genesis 4 en hierdie deel in Hebreërs 12. En terwyl hy dit praat, Saterdagoggend, kom dit net in my gees op en die Heilige Gees sê, gaan lees in die boek van Jasher. Ek het al vir julle gesê van die boek, ek gaan hom 'n bietjie vir julle saambring, dan kan ons daai gedeelte lees. Gaan lees in die boek van Jasher oor Abel, en terwyl ek het hoor, 3, 4, 5 minute daarna toe sê hy, and I received the information, I received the revelation from Abel, from the book of Jasher. Toe weet ek, dis confirmation, want die Heilige Gees het dit nou net vir my gesê, gaan kyk daar. En toe weet ek, dis waar hy dit gekry het. So, die lank en die kort is, tussen die lyne, skryf die boek van Jasher die volgende. En dit is confirmed in the Bible, the book of Jasher. Maar hy sê die volgende, die boek van Jasher. Hy sê dat Cain was a tiller of the ground. So hy het met groente, vrugte en met graan geboer. Hy het met die graan gewasse, en met die grond was hy 'n boer gewees. En Abel was 'n veewagter gewees, 'n shepherd. Maar ek het nooit so daaraan gedink nie. Wie van julle het so daaraan gedink? Hier sit ons met 2 offers wat hulle voor God bring. Julle weet, nê? Die een was aanneemlik en die ander was nie aanneemlik nie, nê. Maar die een was 'n bloedlose offer en die ander was 'n bloedoffer gewees. Ek het nooit gedink, God het nooit vir Cain toegelaat om met bloed te werk nie. En die eerste keer wat hy die geleentheid kry met bloed, was met sy broer se bloed. So hy mag nie met bloed gewerk het nie, maar wat hy gedoen het, as jy in die boek van Jasher lees. Maar eerste ding wat doen, Cain gaan na Abel toe. Onthou, dit is nou al 130 jaar nadat Adam en Eva geskape is. As jy na die tydlyne kyk, want Adam het 930 jaar oud geword. So 100 jaar was soos 'n infant in hulle ouderdom gewees. In tyd, maar dit was mensejare soos wat ons nou leef. En dan hoeveel jare het hulle al geboer en Cain kom by Abel aan en hy sê vir Abel, jou vee, jou skape het 'n groot deel van my oes geëet. Jy moet my terugbetaal. En Abel sê vir hom, ek verstaan my vee was daar hulle terugbetaal, maar ek het account van elkeen van my skape en van al my lammers, as ek dit so kan sê. En my getalle het verminder, want selfs die mense wat vir jou werk, dra die wol of die klere van my skape. Nou kan jy sien, hy sê en Cain se die anger en die wrath in him was kindled. En hy het 'n voorwerp gevat, of dit 'n steen of 'n ploegskaar was, maar ek dink dit was meer 'n steen wat soos 'n ploegskaar gewerk het, en hy het sy broer doodgeslaan. En toe hy dit doen, het hy hom in 'n vlak grond, het hy hom gaan begrawe, want niemand sal dit sien nie. En God kom en hy praat met Abel en hy sê vir hom, jou broer se bloed
roep uit van die grond af. Want jy sien in die eerste plek, mag hy nie die vee geslag, hy mag uit eerste het hy sy broer se vee gevat, en toe gaan slag hy sy broer se vee. En sy broer het altyd geweet, en hy het stil gebly, maar toe sy broer Kain vir Abel konfronteer, toe sê hy hierdie. Okay, nou kom dit terug na bloedgeld toe. In die eerste plek, ons weet as jy in Esegiel 28, kom ons gaan net terug. Ek het lang terug het ek hierdie gekyk. En hierdie kan miskien 'n sleutel oopmaak vir oggend. Ek wil net hierdie moet ek neersit en ek wil Esegiel Esegiel 28. Ons weet dis hoe Lucifer uit die hemel gegooi is. Onthou was in derde hemel. God het hom create, maar hy kon tussen die aarde. Okay, kom ons gaan Genesis 1 vers 1. Weet julle dat voor Genesis 1 vers 1 is eternity past. Ek sal dit vir julle neersit. Genesis 1 vers 2 was dit woes en leeg. En 1 vers 3 tot nou is 6000 jaar. Okay. So alles wat gebeur het in 1 vers 1 is biljoene jare terug en met creation en wat God die engele geskaap het en almal het beweeg tussen Eden wat op aarde was before it became formless and void. Nee, alles voor dit so was. Geen 1 vers 1. Dis hoekom mense wat evolusie praat en sê daar was dinosaurs en jy kan al daai goed wys en al daai mense wat hulle opgrawe wat soveel jaar, dit is alles in die eintlik bewys die wetenskap bewys eintlik net die waarheid van die woord. Die bestaan van die woord. Ja. Dis nie andersom nie. Die wetenskap bewys eintlik dat die woord, God se woord is waar. En die aarde is nie net 6000 jaar oud nie, maar daar het iets gebeur. Nou in hierdie was Lucifer vir duisende jare en hy sê in 1 vers Esegiel 28 vers 3, Behold, you are wiser than Daniel. There is no secret they can hide from you. Om dit te dink, nee, daar's no secret that you can hide from you. Hy sê, with your wisdom and with your understanding, you have gotten yourself riches. You have gotten gold and silver into the treasures. Nou het ons in Job gaan lees, en Job is die oudste boek. Jy moet nie vir jou gold en silver nie, maar jou gold en silver lê in die een wat jou create het. Nou praat hy, hier is heeltemal, hierdie kom ontbloot eintlik, maak oop wat Job eintlik sê, wat hier gebeur. Hy sê, and by your great wisdom and by your traffic. En nou, ek wil net hê julle moet regs lees, daai woord traffic staan daar. By your great wisdom and by your trade. So trading, het jy al gehoor van daai, die Twin Towers was die World Trade Center gewees in Amerika, wat geval het. Nee. So trading is so oud soos creation wil ek amper sê. En dit hou nog steeds vandag aan. En dis Mystery Babylon se laaste val gaan baie wealth en riches en trading wees. En daar's nie 'n fout om wealth te hê nie, maar jou goud moet jy van hom afkoop. Jou lewe moet jy neerlê vir hom. Al jou, alles wat in jou is, en hy is ons goud en silwer. Soos wat Job vir ons sê. Hy sê, by your great wisdom and your trade, you have increased your riches, your power, and your heart is proud and arrogant because of your wealth. En ons sien wat gebeur in die garden of in die tuin van Eden, en ons sien dat nou moet ons een ding verstaan. God is spirit. And those that serve him must serve him in spirit and in truth. Nee, is dit raak? Nee. So Lucifer, nee, is also spirit. All the fallen angels are also spirit.
En die enigste manier, omdat hulle gees is, die commodity, die currency of the universe, of the multiverse, van alles wat geskaap is, die currency, die trading is bloed. So, dis een ding wat ons moet verstaan. Principalities and powers, ek wil amper die woord gebruik, flourish, of hulle leef op bloed. So, dit is hoekom die New World Order en die globalists kom en sacrifices doen, want hulle wil kragte en wisdom en knowledge trek van hulle, en al hoe hulle dit kan trek, hulle kan nie in rand of in dollar betaal die principalities en powers nie, hulle stel nie in ons currency belang nie, daar's een currency waarna hulle belang stel, en dis 'n siel, en hulle sê dat the life of the flesh is in the blood. In Levitikus dink ek 17 vers 11. So al wat hulle in belang stel is siele, en omdat hulle die lewe van 'n siel soek hulle die bloed. Maak dit vir julle sin. Okay, nou gaan ons terug na trading in blood money toe. So as Lucifer 'n offer gesoek het, dan het hy 'n offer gesoek, die grootste offer wat hy kan kry. Hy was nie meer tevrede met die skape wat Kain gaan onwettig, as jy hulle nou tussen die lyne lees en sê, maar hierdie maak sin. Hy het onwettige offers gebring, onwettige bloed vergeld met die skape, maar watter bloed soek hy? Hy soek eintlik die bloed van die siel van die mens, want God het die mens in sy beeld geskape. Hy soek die lewe wat in die mens is, en daai lewe kan vir hom 'n offer gee. So die oomblik toe hy die eerste lewe vat, toe is daar 'n tweede een en daar's 'n derde een, en hulle praat van innocent blood, tot vandag toe, oral waar ons gaan. En daai bloed roep uit, en daai bloed, wat doen hy? Die oomblik is, toe Abel se bloed uitroep, toe was dit oor trading gewees. Dit gaan oor wealth and money, want Kain is van daar af weg, en hy het sy eie stede, jy kan gaan lees in Genesis, hy het sy eie stede gaan bou. Daar stede, wealth increase. Babylon, het is Nebukadnesar, alles wat rondom Babylon en Egipte gaan oor wealth. Even selfs toe Israel uittrek deur die Rooi See, het hulle die spoils van Egipte saamgebring. Stem julle saam? So nou kom dit in, ek en jy kan trade op watter altaar? Nou vra ek die volgende vraag. Wie van julle het al die covenant afgesny van jou voorgeslagte tot en met jou vanoggend, van die trading wat jou pa en jou oupa grootjie teruggehad het, tot op Abel se trading floor? Ek het net bloodline en generational curses gebreek op myself. Dis al wat ek nog doen. Word curses. Ja. Maar nou vra ek, maak dit sin dat baie van ons is in struggle of in poverty, want ons is wedergebore en ons offer as in Jesus Christus, maar daai altaar wat jy moet voed terwyl jy in die wêreld is. Het jy al agterkom wêreldse mense leef baie in wealth en prosperity en goed. Self mense in die kerk. Baie in die kerk, maar wat in die kerk leef in daai plek? Hulle wat nog hulle lewe neergelê het nie. Amazing. So die oomblik as jy jou lewe neerlê, dan voel jy maar alle deure maak toe vir jou. Ja. Jy kan nie in dit loop nie. Jy struggle, jy breek nie deur in finansies nie, want is al hierdie bloedlyne van oupa en ouma, en hulle tryd, waar tryd hulle? Op wie se altaar tryd hulle? Op Abel se. So ons het nog nie daai afgesny nie. Yes, maar hoe verduidelik jy dan, as jy in Christus is, jy new creation? Jou salvation. Ja, maar hoe dit te doen met jou geskiedenis, verstaan? Jy sê,
Jy moet daai goed is nog afsny. Dit Okay. is altyd 'n Okay, nou ek gaan nou terugkom na daai toe. Is die volgende. Wat is gered as jy wedergebore is? Jou gees. En jou siel, waar is jou siel? Hy moet conformed word aan wie se image? Christus. Want hy is daai siel van jou is verloor in die by Adam. He became a living soul. Jy verstaan. Maar en toe sy siel gaan sterf. your nature's new, newly created. Dis hy. Nou is jou gees is nuw. Nou moet jou en ek kan die skrifte uithaal. Kom ons gaan na 1 Korintiërs wat Moet dit reg verstaan. alright, maar kom ons gaan 1 Korintiërs 3. Hy sê die volgende. Hy sê for other foundations can no man lay than which is Christ. Now if any man build upon this foundation gold, silver and precious stone, wood, hay and stubble, every man's work. So die work is nie met jou gees te doen nie, it's met jou rewards te doen. Is jou dit is hoekom jou siel moet conform. Every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work, what sort it is. If any man's work abide, which he hath built thereupon, he shall receive a reward. If any man's work shall be burnt, he shall suffer loss, but he himself shall be saved from fire. So jou sielswerk wat jy moet reformed en in die image werk en die rewards moet kry, het jy nie gedoen nie. Jy het nie, want dit is wat jy gaan hierdie is die wat gebeur by die judgment seat of Christ. Ons noem dit in Afrikaans die regterstoel, die regter se stoel eintlik. Nou noem ons dit regterstoel. The judgment seat, die regterstoel oordeel. Daar's 'n verskil tussen die regterstoel oordeel en the white throne judgment, wat aan die einde van tyd kom, waar daar nie 'n reward is nie. Jy gaan daai wat by die white throne judgment is, gaan almal na die lake of fire toe. Separation. Aan die einde van tyd. Judgment seat is die bema, is die beoordeling. Ek het al ons gepraat. Jy gaan staan in hierdie kindswedstryd. Of jy by die skool, dan word hulle prysuitdeling 1 keer 'n jaar. Dan word hulle opgeroep. Almal is deel van die skool, maar almal kry nie 'n toekenning nie. Ek het dit agtergekom, so duidelik. So, dan ly jy skade, maar jy's nog steeds in die skool. Ja. Maar nou is daar in jou siel, is daar, even in jou soul wounds, daar's wonde. En daai wonde word gesplice en geskatter, en dit word getryd met jou sielswonde. Daar's trading with your soul wounds. En ouens wat deliverance doen julle kan dit duidelik sien. Baie keer, hoeveel ouens weet julle, almal wat kom, wedergebore, Jesus aanneem, gedoop, aangeraak, is nie nou verlos van die goed nie. Ons het al gesit met manne wat gelê het onder die gees, maar hulle is nog steeds in pornografie. Jy is nog steeds in daai. So hoekom gaan hy terug? Wat trek jou terug? Maar die woord sê dan nou, al die prosperity ouens sê, new creation. Better life tomorrow. Better life now. Ons leef hom klaar. Jy het alles ontvang. Jy is 'n nuwe skepsel. Daai is net vir jou gees. Hy sê dan, you have to work out your salvation with fear and trembling. Dis waar jou werk in. Jy moet dan veronderstel te sê, yes, I agree. But because a closed Bible doesn't give you open doors. If you are born again, you have to open your Bible so that you can open the doors for you. Ek
Ek wil nie deviate van Nee, ek wil nie nee. op 'n grondpad sypaadjie gaan nie, maar dit is net scary as jy dink aan life is in the blood. Sê nou maar virusse soos HIV en al die Alles, die, alles. natuurlik is DNA, biologies, fisies, al daai goed, dit is Ja. op die aarde, maar imagine die Bybel sê in the last days there will be terrible times. Imagine die government sê of die regering sê ons het nie meer ARVs nie. Sjoe. Verstaan, imagine die Ja. reperkusies. Ek het gister toe ek so ry in die stad, toe dink ek werk baie keer met mense wat jy weet sieklik is en so. ja, Ek dink by myself, yes, kan jy imagine hoe terrible gaan dit wees as Ja. as die regering net kat en sê, "Wait, sorry, ons het nie." Dis soos wat Amerika klaar gedoen het toe daar nie eenheid was tussen ons en hulle nie. Hulle het begin supplies kat. So dan jy weet kan jy imagine die demografie en die the last days there will be terrible times. Yes. ons verstaan nie, hy praat, ek wil net kyk, ja, want, kan ek gou vir julle sê die volgende, jy kan nou na 'n dokter toe gaan, dan vat hulle bloedtoetse, dan kyk hulle in jou bloed, in jou epigenetics, in jou DNA, is daar merkers, wat nou al vir jou kan sê, dat jou oupa het hierdie gehad, en jou pa het hierdie siekte gehad. Hulle sê nie vir jou, jy gaan dit kry, en hulle sê vir jou wanneer jy dit gaan kry. Op wat ouderdom, in daai merkers. So akkuraat is, ek dink hulle doen dit al op in Bloemfontein, hulle trek daai merkers, en sê hierdie ou het hierdie ding, hierdie kroniese siekte gehad, jy is 'n draer van hierdie, so daai ding met trigger, iewers. Hoekom in die Holocaust, het die mense wat in die Holocaust was, het deur verskriklike angs gegaan en trauma gegaan. Dan word hulle kinders gebore en die kinders is normaal en daai kinders se kinders word gebore en hulle ervaar die trauma. Ja. Toe kom hulle agter maar hulle vat wit muise en elke keer as hy muis kos gee dan sit hulle puls deur hom, hulle sit 'n paar wol deur daai muis en daai muis rattle soos hulle hom skop met elektrisiteit. Elke keer as hy kos kry, dan skok hulle hom. Toe word daai wit muis of rot se kinders gebore en hulle gee vir hulle kos normaal en die kinders daarna, die oomblik as hulle kos gee sonder om elektrisiteit deur hom te sit, dan gaan hy in shock. Dus En hulle noem dit epigenetics. Met ander woorde, hy herhaal homself in die bloed. Maar nou die goeie nuus in Job 22. Dit is wat die woord van praat van iniquity. Presumptuous sins. Dis die sonde van die voorvaders. En die ouens wil dit nie hoor nie. Hulle sê nee, ek het daai goed afgesny, maar kyk wat sê hy hier. Job 22 sê, if you return to the Almighty, you shall build up, then you shall put away the iniquity far away from your tabernacles. Met ander woorde, hy kom en hy sê, hierdie sal goed gaan, as jy terugkeer na hom toe, en he shall put away your iniquity, even, selfs in, nou sien ek die volgende, and he will place your gold and your silver in the dust. As jy jou fokus op hom sit, en ons sny ons af van daai bloed van, okay, kom ek vra die volgende, terwyl ek praat, sê die woord van die volgende, hoeveel van ons glo, ons is Abraham se saad? Okay, hoeveel van ons glo, ons kan in Abraham se wealth and riches wandel? Amen. Hoeveel van ons glo, as ons nie in Abraham se wandel nie, kan ons in Abel se wandel? Want, wat is die verskil? Hy kom ook deur die lyne. Hy kom deur die bloed. So ons moet kies, aan die sin gaan jy wandel. Gaan jy in Abraham se, wat het Abraham gedoen? Abraham het dan met Melchisedek gesit. En hy het tithes gepay, voordat daar nog 'n wet was. En hy sê dat Levi, hy het getithe, ewen terwyl Levi nog in sy loins was. So Levi het die opbrengs gekry van Abraham se saad wat hy getithe het.
Hoeveel kan jou, as ons oupa se oupas getuig het en gehoorsaam is, was ons nie veronderstel om vandag swaar te kry nie. In die oomblik as jy agterkom, maar hier is 'n blokkage. Wat het jy om te verloor as jy Abel se bloed gaan kanselleer op 'n altaar wat deur jou kan kom? Wat het jy om te verloor? Niks. As jy het so vat, kan ek iets sê? Ja, As jy verseker. het so vat, dat die duiwel het in Jesus se tyd geoperate. Nou wat van jou oupas wat voor jou was? Ja, So in dieselfde duiwel het daar geoperate. So daai goed, en nou kom die skrif vir my toe, mind, James 4:7. It says submit to God. Nou as jy wedergebore word, dan moet jy submit to God. Dan lees jy verder wat die Here sê, I sent Jesus to destroy the works of the devil. So nou, daar gee vir jou klaar 'n ander key. So jou renewing your mind is, die duiwel is die ou wat die obstacle is. Hy sê, you have to resist him. You have to sort him out. So nou as jy weet, iets gaan nie reg in jou lyn nie, dan moet jy weet, jy moet werk met die duiwel. ja, Jy moet nie werk met mense, jy werk met die duiwel. So, as dit Ja. jou finances is, as dit jou wealth ingaan of whatever, oralste moet jy fight en jy moet hom blok en keer, altyd. Hulle gaan stapel. Jy kan iets sê maar kan jy Sien jy? sê dat stapel. Die duiwel. Ja, maar jy kan iets sê as jy nie mag vertel nie. So doen jy ekstra. And that's something that you've grown because it's We gaan net stap, we gaan dit beleer. yeah, but that's where you grow in your authority. ja, So, and you've got to learn, that's where Kubus works a lot. He understands, so you don't address the person, you use your authority against the spirit. So that's what Kubus is talking about. He's talking about the spirit. So you mustn't see the person, you must see the spirit affecting the person. And when you grow your authority, then you address, you bind the spirit. But you don't talk, it's not the person, you love the person, but you ja, that's what Kubus does ja. with me. So, and the devil would like you to swap the two around. We wrestle not against flesh and blood. Ephesians 6:10, Ja. 12. So wat ek wil sê, om hierdie bloedverbond af te gaan lê van Abel beteken nie jy het nou 'n lotto kaartjie gewen nie. It's brilliant. Maar baie keer dink mense, as ek hierdie doen, dan moet ek, ja, jy het nog steeds jou bills om te betaal, jy is steeds daai, jy het nog steeds hierdie goed. Dit beteken net, jy's af van die altaar, waar die vyand jou gebruik het om te trei. Yes. Waarin, deel net gou wat jy ervaar het na ons, gister, nadat ons maandag, wat het jy in die geestelike realm, wat het jy in die geestelike realm, nadat ons afgesny het van daai altaar van Abel, wat het jy ervaar? Daai van die altaar van Abel, daai bloed, wat uitroep van die grond af, toe ons dit maandagoggend bely het, onthou jy toe, it's the 12, Ja. okay, onthou jy het gesien van Egipte en die deur wat oopgaan, onthou ons het al daai wat maandagoggend bely. Dit doen gehad met die see wat oopgaan. So Ek was Okay. ook nie daar nie, so ek onthou ook. ek kan nie Okay, so, okay, so ek gaan net terug. Okay, maandagoggend het ons bely die bloed van Abel wat uitroep van die altaar af. En toe die volgende toe sê jy, okay, jy sien daar's 'n deur en daar's Egipte, of daar's 'n deur. Jy voel ons moet deur gaan. ja, ek onthou nou. Dit was soos 'n deur van wat toe was. Ja, wat Maar hy was vir nog 'n nooit, rede- Hy was ja. vir 'n rede toe gewees Okay. want dat die gees van die dood kan verbygaan. Tot daai Ja. deur oop toegaan. Die bloed van die lam op die deurposte, maar daar was 'n tyd wat hy moes oopgaan en dan s hulle gereed om deur te gaan deur die Rooi See. Ja, En toe in ander daai klaar gebid het, toe sien ek spesifiek daai deur wat oopgaan en die see wat oopgaan. Sodat mense die journey kan gaan na die volgende bestemming, na die volgende Ja. na vryheid. So
Ek dink dit het Ja. gegaan met die deur wat toe was. En hoe het ons van Maar Egipte af? Die deur was toegehou. God het eintlik ons beskerm. Ja. Hy beskerm ons deur die deur toe te hou en dan gaan die gees van die dood dit in daai tyd nou obviously nie nou is dit nie Ja. daai gees nie, maar dit die Here beskerm ons teen allerhande goed want as ons deure oop gekry was Ja, en ons nie die bloed van die lam gevind teen die deurposte nie, dan sal ons ja, dis jou salvation, ja. ook, Ja, en hou hom toe. Okay, nou die volgende. Dankie. Toe Israel deur die Rooi See trek, wat het hulle saam met hulle gevat? Gold and silver, Ja, die spoils. riches. Okay. So die spoils, daar's 'n tyd wat die spoils moet uitkom. Okay, die ander ding wat ek vergeet het om te sê. Ons het dit maandag gebid. Omdat ons in gebed in bid en in weet wanneer hoe tydlyne. Jy kan bid, maar jy moet weet hoe tydlyne loop. Ek gaan die volgende die volgende sê. Daniël moes tot 70 kan getel het. Om te weet 70 jaar is verby. Of 69 is nou en daar's 'n jaar oor, dan gaan die woord van Jeremia in vervulling. Hulle moet teruggaan Jerusalem toe. Come out of my people, Babylon. Kom uit. Daar's 70 jaar. Want Jeremia, God het vir Jeremia gesê, ek gaan hierdie volk wegvat 70 jaar Babylon toe. Julle is met my. Daniël was 87 toe hy gebid het en Cyrus kom in en hy maak hulle vry en hulle gaan terug. So Abraham gaan in as 'n ek wil amper sê hy gaan in Jakob gaan in. Hulle gaan in as 'n familie en hulle kom uit as 'n nasie. 430 jaar. So daar's twee tydlyne wat ons moet sien. 70 jaar, eersteen vir Suid-Afrika apartheid 1948, 2018. Ons is uit daai seisoen uit. Ons besef dit, nê? Nee. So ons kan uit Babylon uitkom as ons in Suid-Afrika is. Een, die tweede deel is Afrika, die eerste slave trades, die eerste slawehandel in Afrika het meer as 400 jaar terug gebeur. Amerika toe. So Amerika moet teruggee en die colonialists en die konings en almal wat in Engeland moet teruggee al die minerale en al hulle klippe, daai Cullinan diamant wat so op die koning se voorkop is, al daai goed. Alles wealth wat hulle uit die grond uitgevat het. So there's a restoration of the wealth transfer wat moet plaasvind vir die kingdom. Dis 'n heeltemal 'n ander aspek maar nou verstaan julle waar ons nou inbid om van Abel se altaar wat die bloed roep uit af te kom en oor te skuif Melchisedek toe. Okay, so ek hoop dit maak is daar vrae wat julle wil vra oor dit. Ons het lank gebid oor hierdie kom ek sê gou vir julle die volgende. Het julle geweet in Kaapstad is daar mos 'n plek Green Market Square. Yes. En dan is daar 'n markplein. Het julle geweet dat toe van Riebeeck in die Kaap gekom het en daarna was daar slawehandel was massive in die Kaap, groot gewees. Met al die skepe. Dit was nog 'n kolonie gewees. Ja. Hulle het slave trades gehad. So daai slawe bring ons terug waar ons verlede week was by die redemption van die agora wat jy 'n slaaf is vir die wêreld en jy kom in die markplein en jy word in Exodus 21 en dan sê jy jy word vir Jesus gaan jy jouself uitgee nou. Exodus 21. Hier sê hy, when you buy an Hebrew servant, 6 years you shall serve, and the 7th year you will go out for free.
in vers 5, and if the servant shall plainly say, I love my master, my wife, my children, I will not go out, then the master will bring you to the judges. He shall also bring you to the door and to the doorpost, and the master shall bore through his ear and all, and he shall serve him forever. So Jesus het afgegaan onder die aarde in, en hy het met sy bloed het hy die prys gaan betaal. Dis sy currency. Om te sê ek koop los. Wat Abel se bloed vasgehou het hy kom loskoop om te sê ek is die laaste Adam, ek het 'n legal right, en hy het al die siele kom loskoop. Maar nie almal wat hom aangeneem het, is al almal is geredeem. Of jy Hitler is en of jy Judas is, almal is redeem. Maar almal moet hom eers bely, confess. Dis wanneer confession met inkom, dan kom salvation in, maar redemption is klaar betaal for all mankind. En dan as jy kom en hom confess, dan bring hy jou in die agora. Ek het verlede week ek sal net weer na daai skrifte kyk wat ek vir julle gewys het. Redemption in Grieks beteken agora, marketplace. Jy's eintlik verkoop. En nou kom ons en ons sê, maar ons verkoop onsself aan Jesus Christus. Ek behoort aan hom. Niemand kan jou uit sy hande uitpluk nie. Jy staan in die markplek met hierdie bord voor op jou en dan sê jy sold. So dis dieselfde trading wat plaasvind. Is jy word, hy kom koop jou uit. Ek meen dit is die grootste voorreg wat ons kan hê. So dan volgende week, dis bond servant, agoratsu, slave market. 1 Korintiërs 6:20 praat van jy's gekoop met 'n prys, you bought with a price. 1 Korintiërs 7:23, not to become slaves of men. Revelation 5:9, redeemed us from every tongue, nation, tribe, almal, wit, swart, almal is uitgekoop. En dan sê hy in Colossians 2:15, you have become in Philippians 2:7, a bond servant, 'n liefdesslaaf vir hom, redeemed. En dan is daar 'n wet van Romans 8:2, the spirit of life, onthou julle dit? Hierdie is 'n baie belangrike, as jy in Romans 8 ingaan, no condemnation, we are in Christ, we walk not after the flesh, but after the spirit, and then there's a law of the spirit of life. So, daar's 'n wet wat God daar gestel het. So daai wet beteken, hy's vir almal daar. For the spirit of life in Christ Jesus, en hy het jou vrygemaak of the law of sin and death. Nou wat is hierdie law of sin and death? That's the blood of Abel. Dis die verskil tussen om 'n bondservant te word vir Melchisedek, vry te wees in hierdie een. Dan volgende week gaan ons hierdie weer vat en dan gaan kyk ons, salvation is a rescue, a redemption is a purchase. The life of the flesh is in the blood. So volgende week as ons kyk, dan wil ek bietjie gaan kyk na 'n kinsman, 'n redeemer. Hy het ons kinsman, 'n redeemer geword, soos wat Boaz, Ruth se kinsman, 'n redeemer geword het. Salvation to rescue and what's a purchase? Redemption. Ja. Ek hoop hierdie, so dan gaan ons kyk na die wettiese, the legal aspects of a kinsman, 'n redeemer. So Boaz moes eers in die natuurlike ingekom het, soos wat Abraham en Isak in die natuurlike ingekom het vir die kruisoffer. Dan moes die kinsman, 'n redeemer. So elke ding is legalized by iemand in die ou verbond, sodat dit in die nuwe execute kan word, uitgevoer kan word. Dankie. Amen. Dankie Vader.
'n ding, sê nou maar jy kom in 'n ongeluk. Ja, Jy kry 'n bloedoortapping, maar bloed is nou voor 'n gekruiste bloed en kan dit op jou val. Nee. No, the cross you carry is greater than that. ja. Want Jesus se bloed silence the voice of all the other blood. Yes. Ja. Sy bloed maak stil. Sy bloed maak selfs ons het gegaan op 'n plek in Bloemfontein waar iemand vermoor is en die bloed lê op die grond. Het ons die sout gaan sprinkel. Ons het die brood en die wyn gevat en ons het olie gaan vat en ons het gaan bid. En die belangrikste ding om te gebeur is to silence that voice. En dan het ons gebid om daai voice te silence, dat daai voice nie kan aangaan nie. Maar Andre met Daniel, dis interessant, ek het laasweek Daniel gedoen met die mense. Die Babylon, kyk hy was in Babylon Ja. en hy het daai lyn van Abraham en Melchisedek, hy was in daai werklikheid van Ja. rykdom. Ja, Wat toe Nebukadnesar se tyd verby was en ek dink dit was die koning van Persië of ja, Nebukadnesar. Cyrus, Persia. Toe het hulle van hom vergeet. Hulle het gewonder wat is hierdie skrif teen die muur. Toe sê die vrou van daai koning, maar daar's 'n man iewers. Hy's 'n Ja. politikus, maar hy's ook 'n gelowige gaan haal hom. Ja, En toe hy daar kom, toe dit al klaar legally in die hemel gebeur het, hy Ja, het ja. geprofeteer het en Dis dit waar. verander het. Toe Dis- gaan daai koning dood want die Ja. bloed ja, staan hy die artikels van die tempel van God. ja, Hy meer partytjie gehou. ja. Dis Belshazzar, nee? Ja. Ja, dis Daniel se Nebukadnesar, ja? Ja, Nebukadnesar se seun. En toe kom hy writing against the wall. Ja. Dis net interessant. Soos Dat dit alreeds bevestig is in die hemel. hy kan nie as 'n en toe profeet kom daai terugtrek. Nee. Hy was klaar besluit en Decree. was- Ja. Ja, decree is declared. Yes. But I know you have to go, but then in the next session we must talk because God repented when God made a decision. Then the people repented like Nineveh. Ja. And then God said, okay, Ja. turn back, or when the one king was going to Repentance. die, Ja. then not the prophet, but the people repented. And then God said, okay, I'll give you another 15 years. Ja. Verstaan jy? So, That's but then it's mercy. not the prophet, yeah. That's mercy. Ja. I mean, it's possible Okay. in His mercy. Ja. And also the daughters of Zelophehad wat gaan plead het by Moses vir grond Yes. and they received Dat was it. die boeties. Ja, en dit was nie opgeteken nie. So the Lord, daar's 'n deel wat God wat exemption maak in sy woord, uitsondering maak. So dis amazing om te weet. God kan verbygaan because he's God. He can make an exemption even to the daughters of Zelophehad om grond te kry. Amen. Absoluut. Ja, Vader, dankie net vir ons boetas, dankie vir elkeen hier vanoggend, ons vir die loof en prys. Dankie vir die saad van die woord. Heilige Gees, ek weet daar's baie wat gebeur en gesê is, maar U is die een wat lewendmakend is en dat die saad van die woord wat lewendmaak is, gaan vrug dra in die harte wat dit ontvang en dan wil ons dit nou kom afseël met die bloed, dat die vyand geen wettige reg het om te kom steel van hierdie saad wat gesaai is vanoggend nie. Vader, ons bid dat U dit sal purify en ons loof en ons prys U die engele om ons, muur van vuur in die naam van Yeshua. Amen. Amen. Amen.